Right, goeiemôre, dit is 'n kans nou 9:00 en ons weer lekker saam hier vanoggend met ons program. Vanoggend gesels ons met 'n baie interessante persoon. Wat sê Bertie Fox, maar ek gesê Moon Bertie Fox. Hy is baie in die gemeenskap betrokke en hy het 'n hierdie storie vir hom gaan baie mense aanraak. Moon Bertie, baie goeiemôre, baie welkom by ons. Baie dankie vir die geleentheid om my storie vir julle te vertel. Lekker. Om het lekker gery vanoggend vroeg uit Riversdal uit om hier te wees. Dis reg, ja, ek het vroeg uit Riversdal uitgekom en het reën 'n bietjie en gereën. Ek was eers gou plaas toe. Dit het 'n bietjie gereën, maar ja, dit is lekker. Ons is baie dankbaar oor die reën. Precies. Wat is die stamvader van die Fox familie in Suid-Afrika? Die stamvader was Morris Henry Fox, wat op 12 Junie 1843 in Kaapstad gebore is. Sy vader was John Fox. Hy was 'n skeepskaptein wat van Engeland af gekom het. Okay. En sy moeder was Harriet Pollock. En toe het hy hulle kom vestig in die Kaap. En die skeepskaptein is toe later weer terug. Terug Engeland toe. Ja, is reg, terug Engeland toe, ja. Hoe het die Fox familie in Stilbaai omgewing beland? Morris Henry Fox en sy gesin is toe later van die Kaap af na Robertson toe, en van Robertson af het hulle geskuif na die Stilbaai omgewing toe. Hulle gevestig daar waar die Melkfontein is, waar die dam gebou is, aan die boekkant van die dam is Olive Grove. Okay. Dis vandag waar die kennels is, Stilbaai kennels is daar. Hulle het hulle daar gaan vestig. En daar het hulle boerdery betrokke geraak en nog baie goed. So die kennels of die mense waar bly die plek oorgevat nou. Dis reg, hulle het die plek oorgevat. Dit is waar hulle was. Ek dink Sean Nell het die plek oorgekoop in daai tyd, ja. Waarom was die Olive Grove so belangrik in die familie se geskiedenis? Olive Grove was die eerste Fox plaas in die Suid-Kaap. Okay. Ja. Dit was nie net 'n boerdery nie. Dit was 'n plek waar 'n winkelbedryf is. Morris Fox het daar 'n winkelbedryf. Hy het platboomskuite gemaak. Hy het die platboomskuite gemaak om die goedere te vervoer van die een kant van die rivier na die ander kant van die rivier. Hy was 'n skrynwerker, kom ons sê 'n houtwerkman. Hy het ook doodkiste van geelhout gemaak. Okay. Ja, doodkiste van geelhout gemaak, en hy is self in een van sy eie doodkiste wat hy gemaak het, is hy begrawe. Yes. Ja. So hy is sommer sy eie kis begrawe. Hy het in sy eie kis begrawe, ja. Watter rol het die Fox familie gespeel in die bou van die platboomskuite en ook later in die houtwerk ambag? Die familie was, soos ek gesê het nou, bekend vir die bou van die beroemde platboomskuite waar die mense en die goedere vervoer het van die een kant van die rivier tot die ander kant. Want kyk, die brug is eers gebou in 1955. Ja. As die brug eers gebou, toe kon die mense oor die brug te doen. Voor die brug gebou is, waar daar toe later van jare 'n pont ook. Die pont wat daar by die ou Rooidak skool, kwaai draaitjie wat jy nou na die kennels toe ry, waar jy omkom, daar onder in hy laagtetjie, daar was die pont gewees. Okay. Daar was 'n pont wat die mense en die karre ook vervoer het, maar almal wat teen die riviere gebly het, kom ons nou nie tot daar gekom. Dit was met die vervoer was mos maar in daai dae anders. So dan het hulle die platboomskuite, die goedere, groente, vleis, waar goed van Riversdal het oor die rivier gevat met die platboomskuite. Die platboomskuite is gebou van melkhout knieë. Nou melkhout is 'n verskriklike harde hout. Baie hoë digtheid. Met ander woorde, die melkhout moet droog word, anders dan bars hy uitmekaar uit. Want dit is gebruik vir die voorkante van die skuite, platboomskuite en die kante. Hulle het vir 'n jaar lank die kromste melkhout gedeeltes in die water gegooi. En dan het hulle moet die basis verwyder
en dan hulle moet dit die platboomskuite se knieë en se ribbietjies in daai goed gebou. Hulle het ook greinhout, kom sê gewone denhout, hulle daai het gepraat van greinhout en al kaalgaartoue, koperspykers, koolteer gebruik om die ding te seël, die platboomskuite. So dit is baie interessant eintlik. Die geskiedenis van die platboomskuite se bou en die houtwerk doodkuste het deurgeslaan na ons geslagte toe. My pa was 'n gekwalifiseerde houtwerkonderwyser. Hy het dit heeltyd bedryf, maar ek self is 'n houtwerkonderwyser. So die goed gaan deur die geskiedenis. So ons mense is lyk van lief tot aan te werk en houtwerk te doen, ja. Yes. Maar kry mens nog daai, of kry mens nog daai skuite te sien ergens nog? Nee, wat ek van weet op Stilbaai nie, jy mag dit op ander plekke seker kry, maar op Stilbaai is dit definitief nie sulke goed nie meer nie, ja. Ja, kom ons, dit raak nou interessant die storie van die skuite en alles, so, ons maak nog so 'n bietjie musiek, 'n bietjie asem te skep, en dan gesels meer met Bertie Fox, oor die geskiedenis nog verder oor die Fox familie. Graag, ons het lekker geluister na Carol en ons gesels met Bertie Fox van ons het al 'n draai gemaak en staan by. Nou gaan ons bietjie Jongelsfontein toe. Wat is die verbintenis tussen die Fox familie en die Jongelsfontein? Die leenplaas Zwarte Jongelsfontein het gestrek vanaf omtrent 2 plase voor Voeltjie se werf daar waar ek is, vanaf Stilbaai se kant en dit gestrek tot in Jongersfontein. Die plek is genoem Jongersfontein. Vandag is dit Jongensfontein, maar dit is op die akte van die plaas, is dit so aangeteken, dat jy die akte van die plaas sien, jy sien, dit is Jongersfontein, maar vandag staan ons bekend as Jongensfontein. Die gebied is as ewigdurende erfpag aan 7 boere toegeken, waarvan die Foxe 1 was. Hulle het al hulle water gekry van Jongensfontein af, van die fontein. Dit is waar die mense, wat die plase gehad het hulle diere daar laat water drink. Want dit was die naaste water wat daar was. Daar was nog nie boor gehad in daai tyd gewees. So dit is waar die diere hulle water gekry het. Ek weet, hulle is ook genoem die suiping, wat as dit vroeë jaar bekend is, die suiping waar die diere water gesuip. Dit het die boere behoort. In die laat 70's, my pa was betrokke by dit, moes aan die boere uitbetaal word, omdat dit is eintlik die boere se water daai en nie Jongensfontein se water nie. So hulle is vergoed vir die boere, 'n klomp boere is vergoed wat van daai suiping gebruik gemaak het. So eintlik Jongensfontein was eintlik 'n plaas hier gewees voordat die eintlik Jongensfontein was. Dit is reg, ja. En Voeltjie se werf, daar waar ek nou is, die familieplaas is, ek gaan sommer vir jou die storie gou vinnig probeer vertel. Dis reg, 100. Die Foxe het mos nou was een van die eienaars en in 1916 het Herbert Fox, dit is die seun van Morris Henry, die kom ons sê die groot man, het amptelik akte kartransport gekry vir dit. En my oupa, wat ook Herbert Fox was, en sy broer Pieter, het daai grond by Herbert Fox gekoop. Dis die gedeelte van die kuifs wat hulle van praat in Masterstok en dan Voeltjie se werf. Hulle het dit gekoop by hulle pa. En dit is hoe Voeltjie se werf ontstaan. Nou Voeltjie se werf se naam. In daai tyd het die mense vol struise opgepas. Die mense, die gronde was oop. Dit is nou baie jare terug wat ek nou van praat. En op die werf daar waar ons plaashuis is vandag. Op daai werf, daar was 'n hartbeeshuisie jare terug waar 'n persoon gebly het. En hy het die mense se volstruise daar in 'n kraal gesit soms. Want daar was ongediertes. Daar was 'n kweekwerf met 'n klomp melkbome, 'n harde koppie. Verder was dit mos nou baie ruig. Maar en die mense het gesê ek dink
ons volstruise, 1 of 2 het soms weggeraak, dan gaan kry hulle dit by Voeltjie se werf, en die ouer gebleid se naam was Voeltjie, omdat hy volstruise opgepas het. Dis waar die naam Voeltjie se werf vandaan kom, nie van klein voeltjies nie, nie van tinkinkies en daai goed, nie van die grootste voël. Nou daar is nou nog 'n plek, 'n beklipkop, waar hy water opgevang het vir hom, om te gebruik. En kyk, die naaste water was Jongensfontein by die Suiping, en dan was daar ook, waar nou nog vandag 'n fontein is by Masterstok. By die Kuis, daar is ook nog water, maar dit is redelik ver, so, hulle daai water daar gebruik, dit was op die plaas van, my oupa was nou Bertie Fox, en die Pieter, hy daar gebly op daai grond, op die plaas, Masterstok, en dat hulle daar gaan wasgoed was, by die see, sy vrou. Gaan wasgoed was, en dan hulle daar vandaan teruggekom, hulle het toe tenke gehad, wat hulle daar gebou. My oupa, waar die ander gedeelte gekoop het nooit daar gebly nie. Hy het 'n hartbees, hy het die gedeelte daar gehad, hy het daar 'n veepossie, vir so van praat. Hy daar kom bly, as 'n geskeerde, hy daar geboer met skape, maar my oupa het Botterkloof, het hy gehad, en hy het daar aan daai plaas geboer. Dit is hoe Voeltjie se werf, en die Fox-familie, daar gekom. Ek het altyd gewoon, waar die voeltjies werf, maar jy het altyd gedink, dis maar waar die seker voeltjies geboor het, voor dit of iets, Baie interessant, my besigheid, ek het mos 'n houtwerk besigheid daar gehad, Voeltjie se werf, en hoeveel mense het my gevra, waar kom die naam vandaan? En op my Voeltjie se werf, kom ons sê die brief, was daar volstruise. Die voël was 'n volstruis, hulle kon nie dit verstaan. Dan vertel ek vir hulle, dit is waar die storie van Voeltjie se werf, ja. Dis interessant, met die Voeltjie se werf, dis gedink nie, want jy word so van, elke sy naam, maar jy weet nie regtig die storie agter die storie van. Dis reg, ja. En die storie van Bertie Fox se duineproses? Kyk, soos ek net al gesê het, my oupa, was eintlik 'n groot figuur in Stilbaai. Hy het die duinepossie gehad, en dan het hy op Olive Grove, hy het maar vandaan gekom, hy het op Botterkloof, het hy 'n plaas gehad, geboer daar, en dan het hy, of het later op Stilbaai, het hy gebly. So, en soos ek net al gesê het, Pieter het permanent daar gebly. Dit is waar die duinepossie, wat hy gehad het, wat daar ter sprake. Waar is die duinepossie? Weet jy, dit is, op die plaas, was daar 'n klein gebouwtjie. Kyk, my pa het mos die plaas van, wat ek net ook vir julle gaan sê, die plaas het op, daar was 'n klein gebouwtjie, en dis waar hy gebly met houtvloere, dis waar hy gebly het, as hy daar kom werk, ja. Hoe was die lewe op Jongensfontein en Masterstok in die vroeë jare? Ja, dit was harde jare. Kyk, dis nie verskriklike goeie boerderygrond daai nie. Maar hulle het hulle diere aangehou, volstruise aangehou. Masterstok het hom Pieter bedryf daar. En hy het sy kinders daar groot gemaak. En dan die water by Masterstok, wat ek net al van gesê het, het 'n groot rol vir hulle gespeel. Met hulle wasgoed was, diere daar laat sy, dan hoef hulle nie ver Jongensfontein te gaan nie. Dit is wat Masterstok gespeel het in daai dae vir hulle. Ja. En Mammie se wasklip? Mammie se wasklip, dit is nou presies wat ek gesê het. Daar was 'n plat klip, en nou vandag as jy daar verbystap, is daar huis gebou, wat op die klippe is amper. Nou daai klippe daar was Mammie se wasklip, want hulle het mekaar genoem, Mammie en Papi. Sy het daar die wasgoed gewas, dan pak sy het op die plat klippe. Nou as hulle nou wil iets verduidelik vir iemand, dan sê hulle by Mammie se wasklip. Dit was 'n streek ding geword. Ja. Die see, daar was baie vis op, dit is 'n baie goeie hengelgedeelte daar. Ja, dan sê hulle, net by Mammie se wasklip aan die regterkant, daar is 'n sloep, daar moet jy gaan visvang. Dit is hoe die naam daar Mammie se wasklip ontstaan het.
So mamma se waskrif so dat aan jonges se kant toe. En dit is reg, maar as 'n stok die kuis wat hulle van praat is daar naby dit ja. Okay. Yes. Daar kan jy ons meer vertel oupa en ouma, oupa en jou pa wat blykbaar beide groot figure in Stilbaai omgewing was. Ja, my oupa was 'n baie beskeie ou, maar hy's in 1899 gebore. Dis so. En hy is een van die invloedrykste lede van ons familie gewees met sy manier van dinge doen. Hy was uitstekende met syfers gewees. Hy het nie baie, ek dink hy is maar standaard vroeger die skool uit, baie vroeger die skool uit. Sy beplanningsvermoë was uitstekend. Sy boerderykennis was baie goed. Ek self nog by hom baie goed geleer van boerdery. Ja. Hy het jare opgetree as arbiter van baie grondespiete. Ja, hy het byvoorbeeld 'n interessante staaltjie. Hy het byvoorbeeld molle gevang. Duinemolle. Ek praat mos van die duinemolle. Hy het duinemolle met 'n yster gevang. Hy het in 6 maande se tyd 800 duinemolle gevang. Yes. Op hy poortjie se werk. Dan het hy die velletjies gespalk, gesout, en dan het hy dit ingestuur en verkoop, en die mense het komberse van het gemaak. Totdat hy eendag besef het, toe die mense hom aan mekaar vra oor die velle, wanneer kry ons weer, toe sê nee, hy gaan nou stop, want hy gaan al die mole in die omgewing opvang. Hy het spotterend gewyse gesê, hy het 'n stok gehad, wat hy vir elke mol wat hy vang, het hy 'n keepie met 'n mes gemaak, in die stok, wat hy nou saam met hom gedra het. Toe hy was in die Landbouweekblad met die storie, toe hy gesê vir die Landbouweekblad, ja, maar daar was nie meer stokke op voeltjies se werf, so baie mole het hy gevang. So, jy weet, ja, hy was 'n interessante man geweest, ja. Okay, hy het nog gevra om my pa. Ja, my pa was baie jare, my pa was eers op Jongensfontein, was daar 'n skooltjie in die laagte, soos die Blombospad ry onder in die laagte, soos ons van praat, was daar 'n skooltjie in die linkerkant. Ek was daar op ANCB ook in die skool, en my pa was daar in die onderwys, en toe het my pa die grond by my oupa in 1968 gekoop. Dis so. En dan my pa in die oggende geboer, of hy het geboer en skool gehou. Hy het soggens opgestaan, 3:30, dan gaan melk hy met sy hand, 12 koeie, dan trek hy sy skoolklere aan, dan gaan hy skool toe. Hy het dit vir 17 jaar gedoen. So, hy was 'n redelike hardwerkende man, my pa ook. En toe hulle nou die grond by my oupa Bertie koop, my ma het altyd vertel, hy het daai grond gekoop, dis nou voeltjie se werk, die hele geplaas, en in 2 dele was, toe betaal hy R8.000 my pa vir die grond, in 1968. Yes. En my ma sê, hulle het amper nie geslaap nie. Die klomp skuld wat hulle nou gehad het. En dit wys jou hoe die dinge verander het van daai tye af, né? En my pa het ook wat interessant was, hy was ook 'n denker en goed wat hy gesien het altyd. Hy het suurfytjies nou, weet jy suurfytjies ken jy, so 'n vruggetjie. Wat jy so uitdruk met sappie. Dis hy. Ja. Jy kry 2 soorte, maar die een wat, hy het dit gesien, maar hier's 'n mark vir dit. Toe plant hy dit aan op lande. In die laat 60's. Dit was ek dink in 1966 het hy begin aanplant. Toe het hy later baie suurvye gehad. Nou, hoe sê dit? En hy het uit sy suurvy-oeste 1 jaar 350 sakke suurvye, 50 kg nog gooiingsakke, blounaadsakke, soos ons van gepraat het. Het hy gehad 350 sakke, 3 lorries het kom hale daar. Jy kry R10 'n sakkie. Toe kom jy om 'n splinter nuwe Valiant kar. Yes. Van daai geldjie. So, ja, hy het dit ook nog gedoen. En toe het hy later begin sien, maar die seegronde, kyk, voeltjie se werf gaan dwars deur tot in die see. Daar's 'n 800 meter kus, waar ons nou ons strandhuis het, en toe het hy besef, maar die ding gaan nou so raak dat ons nou moet 'n trust stig.
En toe het hy my pa die trust gestig, 2 trust, een vir die boerdery en een vir die ander gedeelte by die see, maar ons bedryf het nog altyd as 'n boerdery. Ek boer op albei stukke, dis heeltemal boerdery, dit is grond, heeltemal vir ons, ja. Ja. Maar oom is ook baie betrokke nog by die houtwerk en sulke goed nog. Man, kyk, ek het 'n houderfabriek gehad, maar ek het dit toe maar eers, ek het dit toegemaak, en ek is nou maar betrokke op die plaas. Ek boer op al 2 stukke grond, soos ek gesê het. En ek het so 'n paar ander goedjies waarmee ek besig is. Bietjie houtwerk doen ek nog, maar nou nie meer op groot skaal nie. Ek wil maar nie meer met dit. Hoe lank het hulle houtwerk gedoen? Of? Ek het die houtwerkfabriek gehad, so 28 jaar het ek die houtwerkfabriek gehad, ja. Machinerie, alles. Al die machinerie, ek het alles toe later maar verkoop. Want ek het my ouderdom begin ook altyd met tel, jy weet, so ja. Ja. Oké, nou kom ons by die laaste dele van die oggend eintlik. Ons is of lekker nog gesels, interessante gesprek het ons gehad. As jy nalatenskap bydra vir volksfamilie in sin opsom, wat sou dit wees? Ja, maar dit is seker maar so maklik om daaroor te praat nie, maar ek dink die volksfamilie was aktief betrokke by die groei van die streek hier rond. En het dekades vir hulle 'n redelike gerespekteerde naam opgebou, wat nou al oor jare kom in Stilbaai. Hulle was pioniers, die volksfamilie, hulle was boere, hulle het, soos ek net gesê, platboomskuite, skuitbouers, hulle was opvoeders in die gemeenskap, onderwysers, my pa, my ouma was ook 'n onderwyseres. My ouma het ook musiek gegee. Die bekende Daleen Matthee het my ouma voor skool gehou. Waar die Daleen Matthee waar hy skrywer is. Ja. So sy het vir skool gehou. En vakmanskappe, met ander woorde, die mense wat jy die houtwerk het hulle gediens aan die gemeenskap gegee. Vir 180 jaar kan jy eintlik sê, die volks invloed in Stilbaai gehad. Ja, vir 6 geslagte het hulle deel gevorm van Stilbaai en Jongensfontein se geskiedenis en die karakter se opbou van dit, ja. So. Maar daar bly nog mense op Volkie se werf nog. Daar is nog mense wat bly. Ja, my ek op die oomblik bly nog op Riversdal. My ma leef nog. Sy bly daar, sy en my suster bly daar, maar ek is elke dag daar. Ek is elke dag daar, so hulle bly daar. My pa was 'n redelike suksesvolle man in sy werke wat hy gedoen het in die gemeenskap, en my ma was ook baie betrokke by dit. Hulle sê mos altyd agter 'n suksesvolle man sit 'n vrou. Ja. Nou ek dink my ma het agter dit gesit. Het gaan baie goed met haar, so ja. So. Also iets wat jy nog met ons wil deel, iets wat jy nog wil sê vir die mense daar buite of iets. Man, ek gaan nog gou 'n staaltjie vertel vir jou. Kan, enige tyd. Ja. My oupa het my vertel daar by Olive Grove, net 'n entjie daarvan aan het ou gebly. En ek praat oor van baie jare terug, en dit was, die mense was maar arm gewees, né? Arm gewees, en baie mense was syna gewees. En toe koop die spesifieke persoon 'n tank, want jy het vroeër jare mos hierdie sinktanks gekry, sinkplaat. Toe koop hy 'n tankie in Stilbaai. Toe wil hy nie 'n lorry, of 'n Ossawa, of wat ook daai tyd daar was, kry om die tank vir hom te vat, daar na die ingang van Melkerfontein plaasies, wat daar rond, wat oral plaasies. Toe wil hy nou nie, toe rol hy die tank, hy en sy vrou, van Stilbaai af, daar, hulle sê, hulle het hom so halfpad gerol, toe gaat hulle eers weer terug huis toe, stap hulle, en toe kom hulle die volgende oggend nou weer, maar nou daar, jy weet mos nou self, hoe die area hier lyk,
daai laaste stukkie waar by die kennels daar uit, né? Dis styl. Nou rol hulle hom. Nou moet hulle klippie sit. Sit hulle klippie, nou rol die man as hy die vroue klippie. So het hulle vir ure lank daar uit. Maar weet jy wat? Hulle het hom daar gekry, en het hulle watertjie opgevang met hom. Ja. Dit my op my altyd moet smaak vertel. Wat dit. Hoeveel kilometer is dit? Ek weet self nie, is seker 3 kilometer, ek nou moet sê, ja, dit is baie interessante storieetjies wat die ou mense gehad het, jy weet, jy kan net, mens moet eintlik onthou. Ja, mens moet oordra vir jou Ja, dit is interessant, ek het 'n interessante storie gehoor, my pa is oorlede so 2,5 jaar terug, en toe kry ek 'n man in Riversdal in die koöperasie en hy sê, ja, Bertie, weet jy wat? Nou is daar nog 'n biblioteek wat toe is. En jy weet, dis baie waar. Ja. Nie nog my pa is nie, maar die ouer mense wat al hierdie goed geken het, hy kennis moet ons vaslê, moet 'n boek skryf, of ons moet net die feite, dat ons nie vergeet nie. Ja. Dat ons vir ons nageslag. Want ek het ook 'n seun wat ook Morris Henry is. Deel met jou mense. Jy moet hy goed vaslê en hulle neerskryf en hulle sê van wat hoe die wêrelde ontwikkel het. Net so. Terug te kom by die skei, daai was interessant geweest dat die skei nie regtig, dat is so nat geword dat hy nie al die karre laat sink het nie. Die ou ding is. Praat jy van die pont? Yes. Ja, die pont is so gebou dat hy ek dink daar was dromme onder. Okay. Op die houtvlak. En daar karre was ook oorgegaan. Ja. En 'n interessante ding, die laerskool Bertie Barnard, die skoolhoof was meneer Barnard. En hy en die vrou wat saam met hom skool gehou het, sy assistent, het na 'n konsert gekom skool toe. En toe het hulle kar op die pont getrek die aand. Toe hulle teruggekom het en toe het die kar se remme, wat daai tyd se karre was, se remme was nou nie wonderlik nie. Toe die remme net ingegee, toe ry daai kar in die rivier in, en hy's net daar verdrink, hy en die vrou, op die pont, die skool, en die skool is vernoem na, dis onder Bertie Barnard, na meneer Barnard. Ja, interessant is. So leer 'n mens iets elke dag is nie, weet jy, is van die volkse werf en daai nie. Is dit nog vir die mense wat hier nog is laaste wat graag vir mense wil sê daar buite? Ja, Stilbaai het 'n baie ryke geskiedenis. Nie die volkse nie, al die ander mense, hier's baie ryk geskiedenis. En ek sou graag wil hê dat Stilbaai die mense moet na die goed kyk, die mense moet die goed opsoek, die mense moet na die goed luister. Dat hulle weet hoe Stilbaai ontstaan het. Dit is wonderlik hoe Stilbaai nou ontwikkel. Ons is baie dankbaar vir dit. Ons moet nog Stilbaai, jy weet, jy kan nie ontwikkeling keer nie. Dit moet net reg hanteer word. Ja. En ek dink ons munisipaliteit kry dit reg. So ek sou graag wil hê Stilbaai, want ek wil hê my kinders en kleinkinders moet ook nog die Stilbaai van Stilbaai al weet hoe hy ontstaan het. Jy weet dat die plaas Voeltjie se werf is al grond van Stilbaai tot Jongensfontein, wat nog altyd die eerste eienaar het. Dit was my oupa Grootjie, en toe my oupa, en toe my pa, en nou myne. So met ander woorde, ons is nog, al die geslagte het ons het gehou, al die ander gronde is al verkoop en verkoop die ou boere. Kyk, onthou net, sou ek wil sê, die boerderygemeenskap is swak gronde hierso. En die ouens het klein stukkies grond gehad, so my pa het 'n ekstra inkomste gehad, so hy kon die gronde gehou het, hy kon ons groot gemaak het, my oupa ook, so die ander mense, het die nodig gehad om het te verkoop, om te lewe verder. So, en die mense het ons nou maar net die grond verkoop, omdat hy weggetrek het, of so iets. So, as oom nie meer is, dan is oom se seun die volgende slag op die plaas.
volgende geslag op die plaas. Ja, hy het ook die name, familiename, so dan sal hy aangaan. En nog iets interessant wat ek jou wil vertel oor die familiename. Toe ek gebore is, nou ons is 3 kinders, ek, en dan het ek 2 susters, Juanita en Marisa. Toe ek gebore is, toe vat my oupa vir my ma, toe skryf hy op 'n briefie, dit is die name wat hierdie kind moet hê. En toe skryf hy daar, onthou ek is Herbert Ebenezer, dis in sy name, onthou die Ebenezer moet as het geskryf word. Nie moet 'n S nie. Toe gee jy papiertjie, dis die ou mense gewerk het. En ek dink ek is baie dankbaar daaroor. Ja. So ek vandag, jy kan my storie vir die mense vertel. Ja, baie interessant. Nog was my, wil ek sê baie dankie vir oom se gesprekke vanoggend, en ek het nogals baie geleer vanoggend vanaf Jongersteen Stilbaai en mamma se klip en alles. Dit is baie interessant geweest. Nogals my wil ek sê baie dankie van die dagspan. Ek sê baie dankie vir dat oom uit Riverside gekom het en met ons gesels. Dit was lekker geweest en daai en sterkte met die pad vorentoe. Sterkte met voetjies se werf en alles, en mag julle tot slag nog gaan en mag ek kinders en die klein kinders nog vorentoe gaan en alles. En dankie. So, volgende keer mag ons weer lekker gesels, ons weer lekker saam met nog interessante mense, nog interessante stories. Bertie, nog eens vir ons baie dankie. Veilig terugry en dan praat ons weer. Dankie.